Goeiemôre julle, awesome sien hier. Ek hoop jy het lekker geslaap. Spreuke 25 vers 15 sê: Deur lankmoedigheid word 'n vors oorgehaal en 'n sagte tong verbreek die gebeente. In Engels lees hy so: By long forbearance a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. Sien, Salomo leer ons iets hierso. Hy leer ons eerste van geduld. Hy leer ons aanhouer wen. Ons het die ander oggend toe gesels ons oor leierskap en hoe alle autoriteit van die Here afkom. En ons het ook gelees dat daar diep dinge in 'n koning of 'n leier se hart is. En dat baie kere maak hulle besluite wat ons nie kan verstaan nie, want ons is nie in hulle posisie nie. Maar hier leer Salomo ons dat soms moet jy aanhou. Jy sien, dit vat 'n tydjie om hy leier te oortuig, om jou punt te bewys, sodat hulle saamstem en toestemming gee. Dit kan wees in die bediening, dit kan wees in besigheid, waar jy dalk 'n idee het, 'n plan het, waaroor jy passievol is. Maar die leier bly sê nee, nie nou nie. Dis nie reg vir ons nou nie. Hierdie plan gaan nie werk nie. Salomo leer ons hierso. En eintlik is die Here deur Salomo wat ons leer. Dat as ons geduldig bly, en ons hou aan klop en ons hou aan vra, ons hou aan goeie redenasie gee, dan word hy vors oorgehaal. That ruler becomes persuaded. In 'n woord, hy word oortuig van dit wat jy sê. Dit word dan jou verantwoordelikheid om dit deur te sien. En seker te maak alles wat jy beloof het, aangaande daai plan word vervul. Dan sê dit, and a gentle tongue breaks a bone. 'n Sagte tong verbreek die gebeente. Het jy geweet, jy hoef nie altyd te beklei met 'n harde stem nie. As ons gaan kyk na hoe koning Jesus die fariseërs en die mense om hom geantwoord het hulle op meeste van die tyd op 'n sagte manier geantwoord. Daar is kere wat hulle bestraf het en hulle gevra het, is julle sonder verstand, of vir hulle gesê het, hulle is 'n ander geslag, maar 90% van die tyd het hulle sagmoedig geantwoord. En hy het hulle toegelaat om te redeneer, hy het hulle vrae geantwoord met vrae. Dis nie per ongelukkie nie. Hierdie wêreld is deur woorde geskape. Het jy dit geweet? Het jy geweet God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig? Het jy geweet, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God? En deur hom is alles geskape wat geskape is. Ons het gelees in Spreuke 18 vers 21 en 22 dat die krag van lewe en dood is in die tong. En hy wat dit graag gebruik, sal die vrugte daarvan pluk. So wanneer ons in 'n argument, of soos hulle sal sê, 'n heated discussion kom, en jy pas geduld toe, dieselfde geduld wat jy gebruik om 'n koning te oortuig, en jy maak jou woorde sag, dan breek jy die been wat teen jou opstaan. En hy gebruik been want dit is vreeslik hard. Dis nie dat jy actually iemand se been gaan breek met jou tong nie. Nee, maar die been verteenwoordig ietsie wat baie hard is. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Jy kom by die huis en jou ma is in 'n mood, en jy stap in en sy skree, Japie, die skorrelgoed is 3 dae laas gewas. Jou skool het my gebel en jy's agter op jou huiswerk. Jou pa het jou al 'n week terug gevra om hy gemors in die tuin op te tel. Jy gee dit nie om nie, jy het niks respek nie. Is jy dadelik respond met 'n attitude? Ja, ma. Wat ook al. Al wat jy doen is jy gooi petrol op die vuur. Jy steek hierdie situasie verder aan die brand. Maar as jy stop, as jy sê, ma, ek is jammer, ek was verkeerd. Laat ek dadelik begin met die skorrelgoed maak. En sy skree dalk, moenie worry nie, ek het dit klaar gedoen. En sê, ma, ek is jammer dat ma dit moes doen. Laat ek gou die tuin gaan skoonmaak. Ek is lief vir ma. Ek verstaan, ma, ek gaan deur baie dinge. En dan later, nadat jy die tuin skoon gemaak het, kom jy na toe en jy sê weer jammer, en jy verduidelik vir haar jou eksamen was net baie stresvol gewees, en jy het baie leerwerk gehad, en dit is kom jy agter is op jou huishoudelike take. Dan het haar hart weer sag geword teenoor jou. En dis net een voorbeeld, maar jy kan dit gebruik waar ook al jy is in die lewe. Toe ek in besigheid was en ek het 'n fout gemaak, het dit nie gehelp ek skree terug op 'n kliënt of op 'n baas nie. Nee, ek moes sag en nederig wees,
sodat die situasie ontlont kan word, en dan daarna kan 'n mens redeneer oor wat fout gegaan het. Maar as 'n mens respond met 'n attitude, dan kry jy nog 'n attitude. Dis so in vriendskappe, dis so in menseverhoudings. Want die resep bly dieselfde, maak nie saak waar jy is of met wie jy praat nie. Dis die Here se resep. En God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Nou om jouself te kry om dit te kan doen, moet jy jou hart eers op die regte plek kry. En dit word gedoen deur gebed. Dit word gedoen deur meditasie op God se woord en deur om te vra, Koning Jesus, u woorde, nie myne nie. En dan oor te gee en te sê wat hy vir jou sê om te sê. Bless julle, lekker dag.